Ons lees nou verder dan by Eksodus 21. Eksodus 21. Ons het verlede week by 20 gekom. Nou 21. Volgende week as die Here wil 22. Hy is nog moeiliker as 21, kan ek u beloof. En dan is dit die Paase, dan het ons 3, dan het ons 'n reeksie van 3 boodskappe, 'n kort reeks van 3 boodskappe vir die Paase. Uit Filippense hoofstuk 2 kom daardie reeks, en dan na die Paase sit ons die reeks voort by 23. En dan 24 nog, en dan sal ons afsluit by 24, want jy sal sien by 25 begin hy met die tabernakel, en ons wil 'n hele spesiale, ons wil van 25 af, wil ons een sarsie hê deur met die tabernakel. So die Exodus is die tabernakelboek natuurlik, so ons gaan hom in detail bestudeer, ook dinge sien wat ons van tevore nie gesien het nie. En so ons gaan dus tot by 24 met Exodus en dan weer met Matteus eers weer aan, totdat ons weer terugkom na 24. So dit sal ons 'n goeie deeltjie neem van die jaar nog. Hoofstuk 21, dis die bepalings wat jy die Israeliete moet leer, moet meedeel oor die slawe. Wanneer jy 'n Hebreëse slaaf koop, moet hy 6 jaar vir jou werk, maar in die 7de jaar moet jy hom vrylaat sonder dat hy jou iets daarvoor betaal. As hy alleen was toe hy jou slaaf geword het, moet hy alleen vrygelaat word. As hy getroud was, moet sy vrou saam met hom vrygelaat word. As sy eienaar vir hom 'n vrou gegee het en sy vir hom seuns en dogters in die wêreld gebring het, behoort die vrou en haar kinders aan die eienaar, en dan hoef net die slaaf vrygelaat te word. As die slaaf egter uitdruklik sou sê, ek is lief vir my eienaar en vir my vrou en kinders, ek wil nie vrygelaat word nie, dan moet sy eienaar hom in die teenwoordigheid van God bring by die heiligdom se deur of kusyn, en daar moet die eienaar 'n gaatjie in sy slaaf se oor steek met 'n els. Dan is hy vir altyd sy eienaar se slaaf. Wanneer 'n man sy dogter as slavin verkoop, mag sy nie gewoonweg soos ander slawe vrygelaat word nie. As haar eienaar wat haar as sy vrou wou hê, later nie meer van haar hou nie, moet hy toelaat dat sy deur haar eie mense losgekoop word. Hy het nie die reg om haar aan vreemde mense te verkoop nie, want dan pleeg hy troubreuk teenoor haar. As die eienaar egter sou besluit om haar vir sy seun as vrou te gee, moet sy soos 'n dogter behandel word. As die eienaar 'n ander vrou vat, mag hy die byvrou haar kos, klere en huweliksreg nie ontsê nie. As hy hierdie 3 dinge nie vir haar gee nie, moet sy vrygelaat word sonder dat daar iets aan haar eienaar betaal word. Wie iemand doodslaan, moet doodgemaak word. Hy wat dit onopsetlik gedoen het, deurdat God dit met hom laat gebeur het, kan vlug na 'n plek toe wat ek vir jou sal aanwys. Wanneer iemand egter 'n ander opsetlik doodmaak, moet jy hom selfs by die altaar wegvat en doodmaak. Wie aan sy pa of ma slaan, moet doodgemaak word. Wie 'n ander ontvoer om hom te verkoop, dis alreeds mensenhandel, né? Of om hom in besit te hou, moet doodgemaak word. Wie pa of ma vervloek, moet doodgemaak word. Wanneer mans aan die stry raak en die een slaan die ander met 'n klip of met die vuis, sonder om hom dood te slaan, moet die slaaner nie gestraf word nie. As die man wat geslaan is egter in die bed moet bly en eers later kan opstaan en met 'n kierie buite rondloop, moet die slaaner hom vergoed vir die tyd wat hy nie kon werk nie en vir hom sorg tot hy behoorlik gesond is. Wanneer 'n man sy slaaf of slavin met 'n stok slaan, dat hy of sy onmiddellik doodgaan, moet dit gewreek word. As so 'n slaaf dit vir 'n dag of 2 oorleef, is daar nie 'n saak nie, want die slaaf is die man se eiendom. Wanneer mans met mekaar beklei en hulle 'n swanger vrou omstamp, sodat sy 'n miskraam het, maar nie blywend beseer is nie, moet hy wat haar gestamp het, onderhewig aan die goedkeuring van die regbank, die boete betaal wat die eggenoot van die vrou hom oplê.
As sy blywend beseer is die straf 'n lewe vir 'n lewe, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n hand vir 'n hand, 'n voet vir 'n voet, 'n brandwond vir 'n brandwond, 'n wond vir 'n wond, 'n kneusplek vir 'n kneusplek. Wanneer 'n man sy slaaf of slavin op die oog slaan en dit blywend beskadig, moet hy die slaaf of slavin vrylaat as vergoeding vir die oog. As hy sy slaaf of slavin se tand uitslaan, moet hy die slaaf of slavin vrylaat as vergoeding vir die tand. Wanneer 'n bees 'n man of 'n vrou doodstoot, moet die bees met klippe doodgegooi word en sy vleis mag nie geëet word nie. Daar is nie 'n saak teen die eienaar van die bees nie. As die bees tevore al stoterig was en die eienaar se aandag daarop gefestig is, maar dan word die eienaar geweet, hier is 'n moeilike ou. Maar hy het dit nogtans nie behoorlik oppas nie, sodat dit die dood van 'n man of 'n vrou veroorsaak, moet die bees met klippe doodgegooi word. Die eienaar van die bees moet ook doodgemaak word. As hy egter loskoopgeld moet betaal, moet hy alles wat hom opgelê is betaal as afkoopgeld vir sy lewe. As 'n bees 'n seun of 'n dogter stoot, moet volgens dieselfde regsbeginsel gehandel word. As 'n bees 'n slaaf of 'n slavin doodmaak, moet 340 gram silwer aan die eienaar betaal word en die bees met klippe doodgegooi word. Wanneer 'n man 'n put ooplaat of wanneer hy 'n put grawe en dit nie behoorlik toemaak nie en 'n bees of 'n donkie val daarin, moet die eienaar van die put vir die verlies vergoed. Hy moet die eienaar van die dier uithaal en die dooie dier kan hy vat. Wanneer 'n man se bees iemand anders se bees doodstoot, moet hulle die lewende bees verkoop en die geld gelykop onder mekaar verdeel. Ook die dooie dier moet gelykop verdeel word. Of as dit bekend is dat die bees al tevore bekleierig was, maar sy eienaar dit nie behoorlik opgepas het nie, moet hy 'n ander bees in die plek van die dooie bees gee. Die dooie dier sal syne wees. Ons lees tot sover saam uit Eksodus 21. Ek dink wanneer ons die Heilige Skrif lees, is daar gewoonlik sekere dele of sekere hoofstukke wat baie maklik is om oor te slaan. En een van daardie hoofstukke, is ek van doodseker, is Eksodus 21. Maar wanneer 'n mens die hoofstuk deurlees, soos ons nou gedoen het, dan lyk dit by die eerste oogopslag, lyk dit soos 'n versameling ou regsreëls, wette oor slawe, wette oor beserings, wette oor skadevergoeding, en selfs oor wat moet gebeur met 'n os wat iemand beseer. Nou vir 'n moderne leser in 2026 lyk dit soos 'n gedeelte wat regtig ver verwyderd is van die wêreld waarin ons lewe vandag. Ver verwyderd. Dus wanneer ons by dit kom in ons Bybelstudie, dan sê ons, ja wel, God sal verstaan as ek dit maar oorslaan. Maar wanneer ons die skrif reg lees, dan ontdek ons tog wel iets merkwaardig, ook selfs in 'n hoofstuk soos hierdie. En gooi nie weg hoofstuk 22, wat ons volgende week as die Here wil bestudeer nie. Wat nog 'n trappie erger is. Hierdie hoofstuk wat so droog lyk, so juridies lyk, is in werklikheid deurdrenk met die bloedwarm evangelieboodskap. Want die hele Bybel, van Genesis tot by Openbaring, vertel eintlik net een groot verhaal, wat op die een of ander manier in elkeen van die 1189 hoofstukke beskrywe word. Daar is 1189 hoofstukke in die Bybel, en elkeen van daai hoofstukke beskrywe op die een of ander manier, van die een of ander gesigspunt gesien, hierdie een groot verhaal, wat al die hoofstukke vertel,
En dit is die verhaal van God wat sondaars van sy eie oordeel en straf red deur Jesus Christus. Dis die verhaal van die Bybel. As jy daardie wat ek nou gesê het weet, en jy skryf dit iewers neer of jy het dit in jou kop en jy lees gedeeltes in die skrif, dan kan jy basies eintlik alle Bybelgedeeltes verstaan. Selfs die wette van die Sinaï verbond, wat natuurlik ook genoem word die ou verbond, wat nie verwar moet word met die Ou Testament nie, soos wat ek verduidelik het verlede keer. Onthou, die ou verbond is nie die Ou Testament nie, die ou verbond is die Sinaï verbond. Dit was 'n tydelike administrasie wat God begin het by die berg Sinaï 430 jaar na Abraham. Nou hierdie wat ons nou gelees het in hoofstuk 21 is natuurlik pens en potjies reg binne in die Sinaï verbond, die ou verbond. Maar selfs dit is deel van daardie groot verhaal wat ek nou van gepraat het. Die wet, en met wet bedoel ek nou nie die 10 woorde nie. Ek bedoel nie daarmee die Dekaloog, die 10 gebooie nie, maar ek bedoel die Torah, of dat ek so sê, die seremoniële wet van Moses, wys vir ons wie God is. Ons gaan dit vanmôre sien. Dit wys ook vir ons wat sonde is. En uiteindelik wys dit ook vir ons behoefte wat ons het aan 'n saligmaker. Daarom kom selfs 'n hoofstuk soos Eksodus 21 en lei ons na die hart van die evangelie boodskap wat eeue later heeltemal vervul sou word en ontvou sou word in die Nuwe Testament. Want waar die wet, ook hierdie seremoniële wet, waar die wet die mens se toestand openbaar, wys die evangelie boodskap vir ons die lam van God wat die sonde wegneem van alle verlostes in die ganse wêreld. Dis waarom ons tema vanmôre is die pad van wet na verlossing, en ek hoop dat ons iets daarvan vanmôre wel uit hierdie hoofstuk sal kan sien, want hier lê hierdie hoofstuk nou voor ons oop. Hier is hy nou, Eksodus 21. Maar wanneer ons dit lees, soos die Here dit bedoel het om gelees te word, deur skrif met skrif te vergelyk, en deur die Bybel as een samehangende openbaring van God se verlossingsplan te verstaan, daai een verhaal wat ek van gepraat het, daar begin jy sien dat ja, selfs hierdie hoofstuk baie meer bevat as net blote ou, antieke, uitgediende burgerlike wetgewing. Want die meeste van hierdie goed waarvan ons hier gelees het, is vervul in Christus, afgeskaf in Christus. Ons neem nie meer vandag ons huishulp, om dit so te sê, of die man wat in ons tuin werk en deurboor sy oor nie. Ons doen nie dit meer nie. Maar in hierdie ou antieke wetgewing van die Sinaï verbond sien ons iets. Want hier openbaar God aan ons sy eie heilige karakter. En dit wys selfs vir ons vooruit na Jesus Christus. Miskien kan ek net gou om die hoofstuk reg te verstaan vir u net, moet ek net een stukkie van verlede week se boodskap weer sê. Ek sal dit kort sê, maar moet ek dit weer sê? Dis noodsaaklik om dit te sê, want voor jy kan begin met die hoofstuk moet jy moet eers sien, jy moet net eers onthou, waar pas hierdie hoofstuk in die geskiedenis van verlossing in? En ons het daarna gekyk verlede week toe ons na die 10 gebooie gekyk het. By Eksodus 20. Onthou, net tevore het God sy volk uit Egipte verlos, met 'n magtige hand uit slawerny bevry. En daarna gee hy vir hulle sy heilige wet, en dit was natuurlik in Eksodus 20 was dit natuurlik die 10 woorde, die 10 gebooie. Maar let weer op wat ek verlede week gesê het, hoe begin die 10 gebooie in Eksodus 20? Hy sê, God sê, ek het vir die verlede week gesê, ek dink dit is van die mooiste woorde in die Bybel. Hy sê, ek is die Here jou God
wat jou uit Egipte, uit die slawehuis uitgelei het. Met ander woorde, jy is myne. Daarom, en dan kom die 10 gebooie. So hy gee dit nie die 10 gebooie om hulle te bevry nie. Hy gee dit omdat hulle bevry is. Daai volgorde is van die grootste belang. God sê nie onderhou die 10 woorde sodat ek julle kan verlos nie. Hy sê ek het julle reeds verlos, daarom moet julle nou prakties lewe soos my volk, wat aan my behoort. Dis 'n patroon wat reg deur die hele Bybel loop. God red sy volk uit genade en daarna roep hy hulle tot 'n lewe van gehoorsaamheid, want hulle het hom ons nou leer lief kry en liefde is gehoorsaamheid. Jesus sê, as julle my liefhet, Johannes 14:15, as julle my liefhet, sal julle my gebooie gehoorsaam. Liefde is gehoorsaamheid. Paulus, die apostel, beskryf hierdie volgorde van die evangelie ook vir ons baie mooi in Efesiërs. Hy sê eers in vers 8 en 9 van hoofstuk 2, hy sê, uit genade is julle gered. Nie deur die werke nie, met ander woorde nie deur wetsonderhouding nie. En dan sê hy in die volgende vers 10, ons is sy maaksel, geskape tot goeie werke. So hy sê eers, julle is gered sonder goeie werke, en dan sê hy vers 10, julle is gered tot goeie werke. Die wet is met ander woorde nie 'n pad na verlossing toe nie, dis 'n pad vir verlostes, wat op 'n ander manier verlos is, as deur wetsgehoorsaamheid. En dit geld ook vir hoofstuk 21. Ek wil die res van vanmôre se woordbediening wil ek soos volg inklee. Ek wil met die hulp van die Here wil ek 2 keer na mekaar net vlugtig deur die hoofstuk gaan. Met die eerste deurgaan deur die hoofstuk wil ek vir u wys hoe dat hierdie droë, vervelige burgerlike wette eintlik bedoel is om die enigste ware lewende God se eie hart en karakter uit te beeld. Dit wys vir ons hoe God is, soos wat hy vandag nog steeds is. Al is die ou Israelitiese burgerlike wetstipulasies van die Sinaï verbond nie meer op die Nuwe Testamentiese kerk van toepassing nie. Wat wel op die kerk van al die eeue van toepassing is God se hartklop en karakter, want dit is onveranderlik en dit is ewig. So, wat nie op ons van toepassing is nie, is, jy moet jou slaaf vat, en jy moet sy oor deurboor met 'n els. Dit is nie meer op ons van toepassing nie. Maar wat op ons wel van toepassing is wat sien ons in dit oor God se karakter, wat hy vandag nog het. En dan met die tweede deurgang deur die hoofstuk, aan die einde wil ek probeer vir u wys, hoe dat hierdie droë, vervelige burgerlike wette eintlik bedoel is om die evangelie van Jesus Christus vir ons uit te beeld. So eerstens dan, die burgerlike wette beeld God se eie hartklop en karakter uit. Ek wil net vinnig daardeur gaan. Ag, dit is so mooi, dis amper soos heilige grond. En as jy dit nou eers weet en jy gaan lees weer die hoofstuk, as jy my aarde, natuurlik is dit so. Natuurlik. Ek leer God ken hierin. Kyk byvoorbeeld daai wette oor die slawe en die diensbaarheid. 'n Hebreëse slaaf mag nie vir altyd 'n slaaf bly nie. 'n Hebreëse slaaf mag nie vir altyd 'n slaaf bly nie. Hy moes na 6 jaar vrygelaat word. Al het daai eienaar wat vir hom betaal. Maar as iemand kies om te bly by daai eienaar, omdat hy die eienaar liefhet en sy familie ook saam liefhet, dan kan hy vrywillig bly dien by die persoon. Waardeur God vir ons wys hoe dat God, sy hart is dat hy nie enige vorm van onreg duld nie. Hy wil nie onreg in sy kinders se lewens hê nie. Sy hart is vir vryheid en waarheid, vir waardigheid, vir liefde. Dis waar sy hartklop is. So wat in hierdie wetgewing gaan voort en wat gaan nie voort nie? Wat nie voortgaan nie is slawerny en behoort aan 'n eienaar en
vry uit en dit is nie meer van toepassing op ons nie, maar wat gaan voort na ons toe hieruit? God se hartklop. God se hartklop. Dis dieselfde. Dink aan die wette oor die vroulike slawe. Daar word reëls gegee vir 'n meisie wat as 'n slavin verkoop word. Sy moes beskerm word. Sy moes regverdig behandel word. As sy nie behoorlik behandel word nie, dan moes sy vrygelaat word. Dit wys met ander woorde hoe God die kwesbares beskerm. Hoe hy dit haat dat mense uitgebuit word. So, wat gaan voort? Wat gaan nie voort nie? Wat nie voortgaan nie, is dat ons nie meer diensmeisies het as slavinne nie. Wat voortgaan is God se hart vir die kwesbares. Sy haat vir uitbuiting van mense. Of dink aan die ander, as ons deur die hoofstuk gaan, die ander wat hy sê van 'n ander persoon wat doelbewus doodgemaak word, uiteraard weet ons, dit moet gestraf word. Maar as dit per ongeluk gebeur, sê hy, dan kon daar 'n plek van beskerming geskep word vir so 'n persoon. En jy later in die Ou Testament lees jy, dit was die vrystede. Daar was sekere stede wat God aangewys het, sogenaamde vrystede, waarheen so 'n persoon wat per ongeluk iemand doodgemaak het, kon vlug en dan kon hy in daardie vrystad bly sonder om vervolg te word totdat die hoëpriester sterwe. En dan is hy heeltemal vry. Wys na Jesus, die hoëpriester wat gesterwe het. Dit wys vir ons met ander woorde dat God lewe heilig ag. Ons word gebreinspoel met al die goed wat ons hoor en sien en oral en jy raak later so afgestomp dat dood en verwoesting en al die goeters maak eintlik vir jou ook nie meer saak nie, want jou siege word afgestomp deur al die goed wat jy sien en hoor. Maar dit beteken nie dat dit by God verander nie. By hom is lewe heilig. Menslike lewe is kosbaar, baie kosbaar. En hy gee selfs vir vee en vir diere om. Die laaste vers van Jona sê dat God besorg was oor die mense van Ninive wat op pad was hel toe. Maar hy sê, en ek gee ook om vir die vee. Ook vir die vee. Gaan lees dit, die laaste vers van Jona. En dan is daar die wette natuurlik oor eerbied vir ouers. Enige iemand wat sy pa of ma mishandel of vloek, het 'n swaar straf gekry. Dit wys dat God familie en respek vir ouer mense, dit geld nie net verseker vir pa en ma nie, maar ouer mense as sulks. God ag dit belangrik, vriende. In ons kultuur vandag is daar basies 0 respek meer vir ouer mense. 0. Sommige kinders noem hulle pa en ma op hulle naam. En dis niks. Dis niks. Die Engelse kultuur doen dit, sê ons. Ons is in Kaapstad. Dis 'n Engelse plek hierdie. Ons doen dit ook. Daar's geen respek nie. Ek het geleer, ons het geleer, dis oudmodies, jy hoef dit nie vir evangelie te neem nie, maar ons het geleer, as iemand 10 of 15 jaar ouder as jy is, dan respekteer jy so 'n persoon. Dis nie jou speelmaat nie. Reg? God, hier sien jy dit in hierdie ou, antieke, sogenaamde afgeskafte reëls. Dis nie afgeskaf nie, want God se hartklop is nie afgeskaf nie. God wys dat familie, respek vir ouers, belangrik geag word by hom. Hy wil hê dat daar eer in gesinne moet wees. Hy wil hê dat daar orde moet wees. God is 'n God van orde, sê Paulus. Party mense sê, hulle wys na kerke waar mense omval en die mense lê die hele vloer vol en dis 'n gedoen en 'n gewerskaf en is 'n gegiggel en 'n gelag en dan sê hulle, the Holy Spirit. Hulle sê dis die Heilige Gees is op ons. Kyk hoe werk die Gees van God. Maar my Bybel sê God is 'n God van orde, nie van wanorde nie. Hoe kan daar wanorde in die kerk wees en jy sê dis die Heilige Gees wat werk? Kan jy sien hoe mislei mense is net omdat hulle nie die Bybel ken nie? Daar moet orde en eer wees. En dan sê hy om iemand te steel
En as 'n slaaf te gaan verkoop is streng verbode, dit moet swaar gestraf word. Dit wys vir ons dat God is teen alle forme van onreg, vriende. Elke persoon het waarde en mag nie soos 'n besitting behandel word nie. Wanneer jy iemand gebruik op watter manier ook al, maak nie saak op watter manier nie. Wanneer jy iemand gebruik, dan sê jy eintlik wat? Jy sê eintlik daarmee persoon is 'n besitting. Dis iets. Dis nie iemand nie. Dis 'n iets vir my. Alles gaan altyd oor my. Ek. Of wanneer mense beklei en iemand beseer word, dan moes die een wat die skade veroorsaak vergoeding betaal. Ons sal sê hy moet restituisie doen. Hy moet regmaak. Hy moet vergoeding betaal. Dit wys dat God regverdigheid en verantwoordelikheid liefhet. Mense moet verantwoordelikheid neem vir die skade wat hulle doen. God het dit lief. God het verantwoordbaarheid lief. Sê hardop agter my aan op die telling van 3. 1, 2, 3. Die ware God, sê weer, die ware God het nee, kom praat nou. Die ware God het verantwoordbaarheid lief. Hy het dit lief. In mooi Afrikaans gesê, hy love it. Hy het dit lief. Verantwoordbaarheid. As 'n slaaf sê, as 'n meester, 'n eienaar sy slaaf ernstig beseer het, dan moes die slaaf vrygelaat word. Dit sien, dit wys hoe God selfs die laagste, swakste in die samelewing beskerm. Die laagste en die swakste. Dit het my so aangegryp gister. Ek weet nie of dit ook 'n vals foto is nie. As dit is dit 'n bitter goeie foto. Van wat gebeur het eergister in Oudtshoorn. Van hoe dat daar 'n man loop en hy sien daar sit 'n ou op die sypaadjie en die man se been is beseer. En spontaan, en toe is hierdie ou met sy selfoon ook daar. En spontaan gaan daai ou na daai man toe, buig by hom, vryf sy been, lê sy hand op sy kop en bid vir hom. Is dit nie wonderlik nie? Dit is hoe God is. Dis 'n uitbeelding van hom. 'n Man, 'n God wat omgee. Hy gee om, ook vir die mense by wie ek byvoorbeeld dikwels net so verbyloop. Die swakste in die samelewing. As 'n bees iemand doodmaak, dan moes die dier doodgemaak word. Maar as die eienaar geweet het dat die dier gevaarlik is en niks gedoen het nie, dan was hy ook verantwoordelik. Dit wys vir jou weer eens dat God wil hê ons moet verantwoordelik optree, die mens verantwoordelik optree en selfs ander beskerm waar dit kan. Dink hoe gaan die wêreld nie wees, hierdie stad nie wees as iets daarvan. Wel, in groot herlewings lê die geskiedenis vir ons gebeur dit spontaan waar die gees van God in herlewingskrag werk. Dan kom hierdie goed terug in 'n samelewing. God is nie net geïnteresseerd in mense se aanbidding op die Sabbat nie. Hy is ook geïnteresseerd in hoe mense mekaar behandel, hoe geregtigheid toegepas word, hoe swakkeres beskerm word, hoe skuld herstel word omdat menslike lewe waarde het. Want die mens is na God se beeld geskep, Genesis 9:6. Maar sy geregtigheid staan bo alles. En daarom sê hy, en baie mense verstaan dit verkeerd as hy sê 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand en 'n lewe vir 'n lewe en daai wat ons gelees het. Baie mense verstaan dit verkeerd. Hulle sê, sien nou, God sê jy moet jou wreek. Maar dis nie wat hy sê nie. Wat hy sê is, wraak moet beperk word. En straf moet regverdig wees. Dis hoekom hy sê 'n oog vir 'n oog, 'n tand, nie 'n lewe vir 'n tand nie. Want dis wat ons wil doen. Maar hy sê as dit 'n tand is, dan 'n tand, boetie. As dit 'n oog is, dan 'n oog. Niks meer nie. Met ander woorde, jy met jou wraak beperk. Straf moet regverdig wees. So God daarna kyk. Sy karakter kan jy sien, wys vir ons dat hy omgee vir lewe, dat hy regverdigheid liefhet
en alles wat ons genoem het. So, ek wil graag in hierdie eerste deel van vanmôre se woordbediening wil ek net graag vir u op hierdie manier, ons het eintlik nou die hele hoofstuk deurgegaan, sonder dat u dit dalk agtergekom het, maar ons het die hele hoofstuk deurgegaan, maar ek wil net vir u wys eerstens, want dit moet 'n mens sien, jy moet sien hoe dit eintlik 'n prentjie van God is. Dit is my fantasties. En as jy na Jesus op die aarde kyk, dan sien jy in dan sien jy in Jesus se optrede, sien jy hierdie goed alles. So kom ons kyk dan laastens net kortliks na, ons gaan nou weer deur die hoofstuk, en dan wys ek vir die kortliks net hoe hierdie wette, hierdie sogenaamde droë wette, 'n beeld is van die evangelie van Jesus. Het is baie belangrik om dit te sien, hoe dat die reg en geregtigheid, wat in daai burgerlike wette uitgeoefen was, hoe dit uiteindelik in die Messias self vervul is, deurdat hy die plaasvervanger word, wat die straf van sonde op homself oorneem, en hy met die straf gestraf word, wat die sondaar verdien om te ontvang. Ons geweld, ons skuld, ons, noem dit alles op wat jy hier lees, wat is dit alles? Ons rebellie, alles kom op hom af, op Jesus af. Waar die wette van die ou verbond byvoorbeeld in hierdie hoofstuk eis, 'n oog vir 'n oog, of 'n tand vir 'n tand, of dat 'n lewe vir 'n lewe gegee moet word, gee Christus sy lewe, sodat skuldiges gespaar word. Dis waarop God uiteindelik mik met hierdie wetgewing in die Ou Testament. Hy moes deur hierdie wetgewing, moes hy daai samelewing, moes hy ordelik hou, waar hy moes dit reguleer het, maar wat God eintlik in sy gedagte gehad het, is dat uiteindelik gaan hierdie oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, gaan uiteindelik op Jesus Christus afkom. Hy gaan sy lewe gee, pleks dat hy 'n lewe eis. Die afgode van hierdie wêreld eis net altyd. Eis. Maar die ware lewende God gee selfs homself. Jy sal nooit by die afgoderry kry nie. Nooit nie. Ek het een keer saam met 'n sendeling gery deur Stanger in Natal, en waar baie Hindoes is en baie Hindoes woon, en behalwe nou vir die vlaggies wat voor die huise wapper, party het nou die groen vlaggie, blou, rooi, al die kleure, die vlaggies wat voor die bepaalde huis wapper is 'n aanduiding van watter gode in die Hindoeïsme deur daai spesifieke huis voorkeur geniet om aanbid te word. Maar dan sien jy ook onder die bome tafeltjies, en op die tafeltjies sien jy vrugtebakke. Nou, vrugte, liewe vriende, dink ek, as ek heeltemal reg oordeel, 'n bak met vrugte hoort eintlik binne in die huis. Nee, daai vrugte staan buite die huis, en ek vra vir hom, broer, wat op aarde is dit nou? Toe sê hy, dit is die gawes wat hierdie bepaalde gesin vir die gode neersit om te geniet, wanneer hulle sou kies om daarvan te kom geniet. Want die God vra, hy eis, hy wil hê. Maar die ware lewende God, daar's net een, het 'n hartklop vir restaurasie. Sy hartklop is vir restaurasie. Hy gee. Nie oog vir oog en 'n tand vir 'n tand nie, hy gee sy lewe. En dis waaroor dit eintlik gaan. As jy byvoorbeeld teruggaan net vir 'n oomblik na daai eerste wetgewing wat hy daar noem oor die Hebreëse slawe. As jy 'n Hebreëse slaaf koop, in daai tyd kon jy 'n slaaf koop, met dan word dit dan behoort hy aan jou, dan moet hy net 6 jaar dien, maar in die 7de jaar moet hy vrygaan. Maak nie saak wat jy betaal het vir hom nie. Jy verloor al hy geld dan. Hy moet vrygaan, want Israel was slawe, hulle kan nie weer slawe word nie. Maar kan jy sien hoe briljant is vir God se genade hierin? Dat daai persoon moet vrygaan. Hy kan nie vir altyd 'n slaaf bly nie, hy moet vrygaan. Hy moet vrygaan. God wil hê hy moet vrygaan. En daarom in die 7de jaar moet hy vrygelaat word. Daardie wet beskerm met ander woorde die waardigheid van die mens.
Maar daar is ook 'n merkwaardige bepaling wat daar bygevoeg word. Hy sê, as die slaaf egter sy heer liefhet, wat hom 6 jaar tevore gekoop het, as hy die slaaf nou die heer liefhet en by hom wil bly met sy vrou en kinders, wat ook aan daai slawerny, ook aan daai eienaar behoort het, dan kan hy vrywillig kies om altyd in diens te bly. Maar dan moet sy oor by die deurkusyn deurboor word as 'n teken van permanente diens. Waarin ons 'n tweeledige diep geestelike waarheid sien. Ons sien eerstens dat ware gehoorsaamheid kom nie uit dwang nie. Dit kom uit liefde, vriende. Ware gehoorsaamheid kom nie uit dwang nie. Dit kom uit liefde. Ek het vroeër jare, so sommige van julle weet, het ek in die Boekkaap geloop, Saterdagmiddag, met hierdie 2 voete geloop, van huis tot huis, met 'n pak pamflette en by elke liewe deur geklop. En vir die mense, dis moslems hoofsaaklik, maar ook ander, maar dan vir elke huis gesê, ek is so en so, ek is 'n Christen, ek behoort aan daai kerk daaronder, as jy van die Boekkaap af, Skotse Kloof, as jy daarvan af kyk, sien jy van sekere plekke af die plek se dak. En mag ek vir u dalk in die naam van Jesus vir enige iets in u gesin bid? En sommige het my ingenooi en gesê ja, ons sal dit waardeer. Maar dan het ek vir hulle gevra, waarom vier u Ramadan? Weet nie, ons doen dit net. Waarom vas u vir 'n maand? Weet nie, vra die man weet gewoonlik. Nee, nie altyd nie. Jy sien, hulle is gehoorsaam. Maar volgens die skrif kan gehoorsaamheid nie deur wetgewing kom nie. Dit kom uit liefde. Dis hoekom God sê, as jy daai slaaf gekoop het, en hy wil nie regtig by jou bly nie, moet hy gaan na 6 jaar. Maar as hy jou liefhet, deurboor sy oor. Jy sien? Solank as dit 'n mens in die Christelike kerk sit en jy verstaan nie hierdie orde, hierdie volgorde wat ek probeer verduidelik. As jy dit nie verstaan nie en jy sien kerkgang en al hierdie goeders as goed wat jy moet doen, dan gaan jy dit nooit geniet nie. Dit gaan nooit regtig van betekenis wees nie. Sodra jy 'n opening kry, dan is jy by die huis of jy's op 'n ander plek. Of enigiets wat in die Christelike lewe na vore kom nie. Dit moet kom uit liefde. Tweedens sien ons ook hier in hierdie wetgewing 'n voorafskaduwing van ons Here Jesus Christus, die volmaakte slaaf, dienaar van die Here. Psalm 40 sê, U het my oor deurboor. Psalm 40 vers 7. En weet jy wat? Die Nuwe Testament gaan dan en kom in Hebreërs hoofstuk 10 en maak daai woorde van toepassing in Psalm 40, maak dit van toepassing op Jesus Christus. Hy is die een wie se oor deurboor is. Christus het gekom as die gewillige slaaf, die gewillige dienaar van God. Die seun van die mense het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Markus 10, hy het sy lewe vrywilliglik gegee. Johannes 10, niemand neem my lewe van my af nie, ek gee dit uit myself af. Dink net daaraan vir 'n oomblik. Ek weet dit is warm. Ek weet 'n mens kan nie so ellendige lang preek luister nie. Maar wil jy net hierdie probeer hoor? Kyk, dink net vir 'n oomblik uit gou. Sien dit in die geestesoog, die van u wat nog met my is. Dink net, sien in die geestesoog hoe dat die Hebreëse slaaf se 6 jaar periode nou verby is. Dis nou verby. Hy kan nou sy soetkuisie pak. Hy kan nou vrygaan. Maar hy het nou in hierdie 6 jaar hierdie meester leer liefkry en so ook sy vrou en kinders. En daarom word sy oor deurboor. En hy en sy vrou en kinders bly vir altyd hierdie meester se slaaf. Christus Jesus, die Messias, is die perfekte dienaar van die Vader, uit liefde vir sy Vader en vir sy bruid.
die ware kerk van alle eeue, kies hy om deurboor te word aan die kruis. Nie sy oor nie, hy self, gedronge deur sy liefde vir sy Vader en vir sy bruid. Hy kon vry uitgegaan het. Hoe weet ons dit? Want hy het dit in Getsemane gebid. Hy het gesê, Vader, as dit U wil mag wees, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hy kon vry uitgegaan het. Maar hy het liefde vir sy Vader en hy het liefde vir sy bruid. Laat hy homself deurboor eerder. U sien hoe dat die burgerlike wette van die ou verbond 'n prenteken van die Here Jesus Christus en van hoe God se geregtigheid hoog gehou word wanneer God genade en vergifnis aan 'n sondaar skenk. God verslap nie sy standaarde om 'n sondaar te kan begenadig nie. Hy hou sy standaarde daar waar dit altyd was en steeds begenadig hy die sondaar deurdat 'n plaasvervanger in die sondaar se plek voor die oordeel van die wet gaan staan het en deurboor is. Dekades gelede het 'n Amerikaanse regter sy eie dogter verhoor. Sy was skuldig aan dwelmhandel, baie ernstige misdaad in Amerika. En hy kon haar nie vryspreek nie. Hy wou, maar hy kon nie. Want dan sou hy die wet en die reg moes verslap. Dan sou hy skuldig wees aan onreg. Hy moes die reg en geregtigheid voluit handhaaf en die wet handhaaf. En die wet sê in Amerika, skuldig op hierdie misdaad, dit en dit en dit en dit is die gepaste strawwe. Hy kon dit nie verslap om vir haar huis toe te neem nie, net omdat sy dogter is nie. En toe, die sweet tap hom af, en toe lê hy 'n enorme onbetaalbare boete, vir haar onbetaalbare boete lê hy haar op. Sy word wit soos melk, toe sy dit uit haar pa se eie mond hoor, of as sy dit nie kan betaal nie, tronkstraf, vir so en so lank soos wat die wet eis. Maar na afloop van die hofverrigtinge, en daardie dae het ons nog met 'n cheque betaal. Van die wat nie weet wat dit is nie, dis so 'n papiertjie en daarop skryf jy die ou se naam en die bedrag. Jy gee dit en jy teken hom. Hy het na afloop van die hofverrigting het hy sy chequeboek uitgehaal en self die boetegeld wat hy nou net opgelê het aan die klerk van die hof oorhandig. En daarop het hy haar gaan haal in die bank, in die beskuldigde bank en haar huis toe geneem. Sy was vrygespreek. Maar die wet se straf en reg en geregtigheid is gehandhaaf. Dis nie verlaag nie. Die punt is net, die regter voldoen in haar plek aan die vereistes van die wet. Hy betaal self die straf wat hy self so pas opgelê het. En toe was sy regtig vry. Dis die manier hoe God sondaars vryspreek. Deurdat Christus as plaasvervanger die losprys betaal, soos die eienaar van die os wat iemand doodgemaak het, 'n losprys moes betaal, andersins word die os, die bees doodgemaak. Sal nie 'n losprys is nie. Jy sien die prent wat hier van die Messias geteken word. Hy is die dienaar wat liefde kies teenoor vryheid en daarom deurboor word. Hy is die plaasvervanger wat die regverdige straf wat die wet vir wetsoortreding eis op homself oorneem. Hy is die verlosser wat die losprys betaal. Dis wat dit beteken dat Jesus die wet kom vervul het. Selfs die stipulasies van die burgerreg van die ou verbond het Jesus kom vervul. Hy sê self in Matteus 5, ek het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar om dit te vervul. Hy vervul die wet
Deurdat hy self dit volmaak gehoorsaam in ons plek, en deurdat hy self in ons plek die straf dra wat die wet eis. Is dit nie 'n wonderlike evangelie nie? Dis mos iets om te vertel. Dikwels as ek daar buite staan en ek sien die verlore massas. 'n Mens moet maar sterk wees. Mense dink jy moet sterk wees teen wat jou toegevoeg word. Nee, jy moet sterk wees om die verlore massas te sien, wat so skape is wat nie 'n herder het nie. Hoe moet jy hulle los? Hoe moet jy dit doen? Hoe moet ek dit oor my hart kry om niks te doen nie? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. Sê vir my of ek mal is. Ek kan nie. Kan nie. Ons het iets om te vertel. En dit moet vertel word. Party mense sê jy moet net so leef, ander moet dit sien. Nee. Die evangelie is 'n boodskap. Dit beteken dit moet gekommunikeer word. Daai dae het ek al lus gehad en hou op. Volgende dag gaan maar weer. Want hoe moet jy dit oor jou hart kry om niks te doen nie? Ek vra Tafelberg gemeente, help my met dit. As ons Eksodus 21 lees, jy staan eintlik op 2 berge. Gelyk. Jy staan by Sinaïberg, waar die heilige wet van God weer klink. 'n Wet wat vir jou wys hoe ernstig sonde is en hoe kosbaar geregtigheid is ensovoorts. Maar as jy die Bybel mooi lees, dan besef jy ook dat daar ook 'n ander berg is wat nader kom. En dit is Golgotha. Jy staan op Sinaï, maar jy hoor die stilte van Golgotha aankom. Want alles wat by Sinaï geëis word, alles wat in hoofstuk 21 van Eksodus geëis word, geregtigheid, betaling, straf, losprys, al daai goed, vind uiteindelik vervulling daar waar die Seun van God aan die kruis hang. Het loop soos 'n trechter so. Verstaan dit? Verstaan wat ek bedoel? Hierso is nou Sinaï, hierso is nou Eksodus 21, hy's breed, nê? Al hierdie goed, nê? Maar hy loop so. Hy loop so na 'n punt toe. Na 'n ander berg toe. By Sinaï hoor jy wat die wet vereis. By Golgotha sien jy wie die wet vervul het. En daarom eindig die pad van Eksodus 21 nie by regsreëls nie. Dit eindig by 'n persoon. By 'n persoon wat nie net 'n gaatjie in sy oor het nie, maar wat totaal deurboor is. Dis waarom Christene vandag kan sê, die wet wys vir my skuld, maar Christus dra dit. Halleluja. Die wet wys vir my straf, maar Christus neem dit. Prys sy naam. Die wet wys vir my onmag, maar Christus bring verlossing van daai onmag. Daarom lê selfs hierdie ou antieke burgerlike wette lei ons uiteindelik na die woorde van Johannes die Doper. Waar Johannes die Doper daar gestaan het en sy vinger gewys het en gesê het, daar is die lam van God wat die sonde wegneem. Die sonde van almal wat in Christus is. Reg oor die hele wêreld, uit al die nasies. Almal. Ek sien myself as iemand wat net soos 'n vingerwyser is.
my hele lewe, my roeping. Ek staan hier heeltyd soos 'n vingerwyser wat na die lam toe wys. Kom ons bid saam. Here, u woord, soms ontstel dit ons, soms skud dit ons, soms maak dit ons stil, maar altyd praat dit die waarheid, altyd. Die som totaal van u woord is die waarheid, sê die Bybel. Dankie dat u nie 'n God van chaos is nie, maar 'n God van geregtigheid. Selfs in daardie ou antieke wette sien ons iets van u karakter. Skyn daaruit. Wys ook natuurlik vir ons hoe diep ons tekort skiet. En daarom dank ons u vir Jesus, die wonderlike evangelie, waar die wet vir ons wys hoe gebroken die wêreld is, bring Christus die belofte van 'n nuwe skepping, 'n nuwe skepping. Here, laat vandag se woord tog in ons wortel geskied. Here, daar is so min mense wat hierdie goed, wat ons hier gepraat het, ooit gehoor het, party dit nog nooit gehoor nie. Laat staan nog verstaan. Hoe bevoorreg is ons groepie hier? Help ons tog dat dit wortel skiet. Here, en wanneer ons weer struikel, herinner ons aan die kruis. Aan die kruis. Nie aan Sinaï nie, maar aan Golgotha. Ons bid dit in die mooiste naam wat daar is. Daar's geen naam mooier as Jesus nie. Amen.